Goeiedag aan almal, ons is by sessie 42 en dan by die Heidelbergse Katekismus Sondag 22 en vraag en antwoord 57 en 58. En die vraag is, watter troos gee die opstanding van die liggaam aan jou? Dan kom die antwoord, dat nie alleen my siel na hierdie lewe dadelik tot Christus, sy hoof opgeneem sal word nie, maar ook hierdie selfde liggaam van my, deur die krag van Christus opgewek, weer met my siel verenig en aan die heerlike liggaam van Christus gelykvormig sal word. En dan vra die volgende vraag, watter troos skep jy uit die artikel van die ewige lewe? Dan kom die antwoord, dat aangesien ek nou alreeds die begin van die ewige vreugde in my hart ervaar, ek na hierdie lewe volkome salig sal besit, 'n saligheid wat geen oog gesien, geen oor gehoor het, en in die hart van geen mens ooit opgekom het nie, om God daarin ewig te prys. So Skalk, kom ons praat, die opstanding, watter troos gee die opstanding van die liggaam aan jou? Ja, kyk, nou sê die katekismus, kom ons lees net weer daai eerste stukkie, dat nie alleen my siel na hierdie lewe dadelik tot Christus sy hoof opgeneem sal word nie, maar ook hierdie selfde liggaam van my, deur die krag van Christus opgewek. Nie my siel. Kyk, daar was mos nou 'n stadium wat mense, as hulle evangelisasiewerk gedoen het en iemand na Jesus toe wou lei, en gevra het, is jou siel gered? Ja. Jy weet, terwyl die katekismus sê, nee, is nie my siel wat gered word nie, ek word gered. Ek is siel en liggaam. God het nooit bedoel dat my siel en my liggaam van mekaar geskei gaan word nie. Dit was nou dit was mos nou 'n dwaling wat ook in die vroeë Christelike eeue by mense wat nou van die hoofstroom van die geloof af wegbeweeg het, plaasgevind het, is dat hulle het negatief gekyk na die materiële, na die liggaam, en die siel is vasgevang in die tronk van hierdie liggaam, en die dood is 'n bevryding, en al daai nonsies het hulle gedink, terwyl God se plan was van die begin af, dat ons as mens, liggaam en siel sal wees. Die ander ding wat vir my van die katekismus antwoord opval, is dat hy klem lê op hierdie selfde liggaam van my, hierdie liggaam, hierdie lyf van my, hierdie lyf gaan opgewek word. Maar nou sy vleis gaan verheerlikte vleis wees, en verheerlikte vleis en bloed, maar Paulus sê, hy het nou nie die vaste benul wat dit beteken nie, maar hy weet net, dis wat gaan gebeur, maar dit gaan... Maar hoe dit is, ja, hoe hierdie prentjie lyk soos hemel, weet ons nie, behalwe iets hiervan. Net Skalk, onthou, al die vir ons luisteraars, katekismus is gebaseer op tekste, so dit is verstaan van die Bybel, van die tekste, en waar die opstanding van die liggaam is gebaseer op ons het 'n klomp tekste wat ons dit uitlees. Ja, kyk, en dis die interessante ding, is dat nêrens in die ou antieke wêreld, nêrens by een van die ander godsdienste, is daar 'n opwekking van die liggaam nie. Daar is altyd 'n bietjie, kyk, daar is nou van die godsdienste wat sê, jy kom weer terug, om weer van vooraf te lewe, die Vader behoede my, asseblief, net nie weer nie, maar die opstanding van die liggaam, die feit dat my lyf uit die graf opgewek gaan word, en dat ek in die ewigheid as 'n beliggaamde mens op God se nuwe aarde gaan woon, dit is nêrens ergens anders te vind nie. En die vroeë die wêreld rondom die Here Jesus destyds, die heidense wêreld het geglo, en die Jode ook, in 'n soort van
'n soort van 'n geestesbestaan, so skimme bestaan, maar dit was nie regtig 'n volledige lewe nie. By die Jode het daar wel 'n gedagte op begin ontstaan dat die liggaam wel opgewek kan word, en dit was die stryd tussen die Sadduseërs en die Fariseërs. Die Sadduseërs het glad nie aan so iets geglo nie, en die Fariseërs het gesê, jy weet, dat so iets moontlik kan wees. Maar ons het eers regtig aan die opwekking uit die dood begin glo nadat Jezus se graf leeg was. Ja. Nadat Jezus liggaamlik opgestaan het, nadat hy liggaamlik aan sy disippels verskyn het, met sy selfde liggaam, Thomas, kom steek jou vinger hier in die wond in my sy. Ja. Dis my lyf, Thomas, dis ekke. Ja. Maar die deure is toe en hy kom in, en hy verskyn en hy verdwyn. So daar is 'n kontinuïteit met die liggaam soos hy nou is, en 'n diskontinuïteit. Daar is iets wonderlik niets ook aan hom. Maar dit is net omdat Jezus se graf leeg was. So mense kan nou baie oor tegnies raak, oor die punt, en nou na Bybeltekste gaan kyk. Maar die punt van dit sê wat die troos. So die troos van die opstanding van die liggaam is die volkomendheid daarvan. Nee, want ons kan nou so 'n bietjie begin mis en begin stry nou oor liggaam, en klomp wil sê, maar kyk, hoorie, hierdie liggaam wil ek nie terugkeer nie. Ek sal na 'n liggaam met 20 kg minder wil terugkeer, maar nou nie soos hy nou is nie. Maar die gedagte hier is iets van die volkomendheid. Dis die troos. Dis die troos. Die troos is nie jou eie liggaam nie. Jou liggaam kan nie 'n troos wees nie. Ja, dit is interessant dat jy dit so sê. Wel ja, ek dink dit kan so wees, want baie van ons kyk in die spieël en dan dink ons, ag jene tog. Ja, van ons streef ons lewe om iemand anders te wees. Jy wil jou liggaam verander, en ons verander ons liggame. Ja. Maar dis die punt, want mense praat verskriklik tegnies oor hierdie punt, en dan, jy weet, dan mis jy die punt. Maar die punt was, die volkomendheid daarvan. Die volkomendheid. En die bekendheid daarvan, dis nie iets wat, dat jy onbekend is, dat jy, en die opstanding wat ook, ons gaan nou oor die ewige lewe praat, wat nie eers, daar's 'n kontinuïteit eintlik van hierdie lewe na die ewige lewe toe. Ek weet nie of ons oor die ewige lewe nou moet praat. Weet jy, ons kan oor die ewige lewe praat. Maar kyk, die antwoord van die katekismes gaan, soos jy nou tereg gesê het, die hele tyd oor troos. Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? So begin hy. En my troos is dat ek nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser Jesus Christus behoort, wat my gekoop het om syne te wees. En so as ons nou oor die toekoms praat en oor wondere soos die ewige lewe en die opstanding van die liggaam, en dan praat ons oor goed, soos jy tereg gesê het, waarvan ons niks verstaan nie, of min verstaan, maar eintlik praat ons oor die Here Jesus. Ons praat oor die feit dat ons aan hom behoort, dat ons met liggaam en siel aan hom behoort, en dat ons tot in ewigheid met liggaam en siel aan hom gaan behoort. Weet jy, dis vir my amper al genoeg om dit net te weet en dit net te glo, want dit is die wonder, en die wonder van die ewige lewe, kom ons praat 'n bietjie daaroor. Kyk, die katekisme sê dat ek nou alreeds die begin van die ewige vreugde in my hart ervaar. En na hierdie lewe volkome saligheid sal besit. Nou, 'n saligheid, en dan sê hy, ons weet nie eintlik wat dit is nie. Hy sê, wat geen oog gesien en geen oor gehoor en in die hart van geen mens ooit opgekom het nie. Met ander woorde, niemand het hom nog ooit ingedink wat 'n wonderlike tyd dit sal wees nie. En niemand van ons het nog ooit ewige lewe gesien. En niemand van ons het nog ooit, jy weet, die verklaring daarvan gehoor nie. Dit het nie in ons hart opgekom nie. Maar, omdat ek aan die Here Jesus behoort,
En nou ervaar ek alreeds in my hart so 'n tikkie vreugde. So hier is alreeds 'n stukkie opgewondenheid in my hart. Hier is alreeds blydskap in my hart. As ek so gaan draf en ek kyk so en ek sien die groen gras en ek sien die bome en ek dink en ek sê vir die Here, wat 'n wonderlike wêreld het U nie gemaak nie. Die gase hier bo by die dam en die kleintjies wat ek sien. En dan spring my hart op van vreugde oor die Here en oor sy wêreld en oor sy skepping. En dan dink ek so by myself baie keer, as hierdie skepping al so mooi kan wees, hoe mooi moet God se nuwe skepping nie wees nie. En die vreugde wat ek nou reeds in my hart begin ervaar, nie permanent nie, want ek laat toe dat, want 'n mens laat mos nou toe dat 'n klomp negatiewe gedagtes ook in jou kop inkom. Ek het gister vir iemand gesê, toe ons daaroor gepraat het, ek praat oor iemand wat so kla oor alles, toe sê ek, weet jy, ek dink nie mense besef hoeveel ongelukkigheid hulle oor hulle self haal, deur op die negatiewe en die slegte te fokus nie. Paulus sê, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, fokus daarop, vul julle gedagtes daarmee. As jy aan 'n slegte ding wil dink, vra eers vir jouself, is dit iets waaraan ek iets kan doen? As dit iets is waarin jy iets kan doen, doen dit. As dit iets is waarin jy dit nie kan doen nie, sit dit uit jou kop uit. En fokus op die wondere van God se skepping. En die katekismes sê, ek beleef nou reeds ewige lewe, beteken dat ek nou reeds iets van die vreugde van die ewigheid in my hart. As ons praat oor koninkryk van God, want weer eens wanneer Jesus kom praat hy oor koninkryk van God, dan is dit baie soortgelyk hieraan, want dis iets wat hier is en dis iets wat kom. So die parallel tussen ewige lewe en koninkryk van God, want hy kom om sy koninkryk te vestig en uit te bou en dit groei. Ja. Maar dit beteken nie dat dit eers eendag is nie, dis nou hier. Die koninkryk is reeds hier. Ja, wanneer ons nou môre bietjie oor geloof praat, hoop ek onthou dat ons ook daaroor praat, want geloof sluit altyd ook 'n bietjie van 'n geloof sluit ook altyd ietsie in van gehoorsaamheid, van die koninkryk. Geloof beteken om te weet, die koninkryk is hier. Geloof beteken, daar's altyd in die tyd waarin ons lewe, die tyd tussen die hemelvaart van die Here Jesus en sy wederkoms, is 'n tyd van alreeds en nog nie. Daar is 'n enorme stuk alreeds, en daar's nog meer nog nie. Maar die alreeds is wat ek alreeds het, is die dis soos toe 'n kind was en my ma en my tantes, weet jy, hulle kon kos kook. Ek weet nie of daar 'n familie in die geskiedenis van die mensdom is wat kon lekker kos maak soos my mense kon kos maak nie. Maar so by Kersfees op die plaas as ons daar is, die geure wat uit daai kombuis gekom het, dit het vir niemand kon twyfel daaraan. Ja. Hier gaan nou lekker geëet word nie. Maar ons het nog nie geëet nie, maar ons ruik die kos. Maar die belangrike ding is daar's 'n skakel. Daar's 'n belangrike skakel wat jy nie hier moet mis nie. Jy moet nie net eendag wag vir een dag nie. Ja. En jou dit verbeel nie. Jy moet in jou hede leef. Ja. En weer eens so kom ons die belofte, ek kom terug, maar ek is hier. So jy weet, gedagte wat ons leef, Jesus gaan terugkom en as hy terugkom, maar dan is jy onthou ek is by julle tot die volleinding van die dae. So daai kontinuïteit van God wat by ons is, dis die stuk troos wat ons nie moet mis nie. Dit is nie dat kyk die ewigheid, die hemel, met hemel bedoel ek die ruimte waarin God as God bestaan.
dit is nie regtig ons ruimte nie. Ons ruimte is die aarde en 'n nuwe aarde. Maar die hemel as die ewigheid waarin God bestaan, is hier. Dis so naby dat dit aan my raak. Om waar te sê, dis so naby dat dit van binne af aan my raak. Ja. En so die Here Jesus is so naby dat hy deur die Gees van binne af aan my raak. Ja. En daarin lê alreeds 'n enorme stuk vreugde. En as dit nou al so 'n troos vir my is, en die volle werklikheid daarvan breek aan, dat ek hom kan sien, en dat ek hierdie ander dimensie van bestaan wat om my is, kan raak sien. Wat 'n wonderlike iets gaan. En dis ons besprekingsvraag juist. Dink gou daaroor, hoe verander hierdie opstaan nou reeds ons verhouding tot ons eie liggaamlikheid, wetende dat die liggaam self vir verheerliking bestem is. En dan vir volgende week, volgende sessie, wanneer is iemand se geloof 'n ware geloof?